Ons is in ons reeks oor relationship goals en ek besef ons het 'n klomp besoekers hierso. So ek moet dalk net gou die prentjie vir julle inkleer en dat julle net op dieselfde bladsy kom. Nou meer as 1 miljoen as 11 miljoen mense gebruik social media om hulle relationship goals te bepaal. Ons sien 'n klomp goed op sosiale media. 'n Paar jaar terug was dit nog, ons het nog in magazines gesien. Right? Ek weet nie of lees enige van julle nog tydskrifte nie. Maar daar was hierdie daar is hierdie onrealistiese goed wat ons sien van hoe verhoudings moet lyk. Ons sien hierdie mooi geposte fotootjies van ouens wat op 'n mooi wit strand lê en dit lyk te beautiful en ons wil tog net hê dat ons verhouding of ons huwelik eendag so moet lyk. Maar hier's die ding, daai is wishful thinking. Want 'n verhouding kort doelgerigte harde werk. En jy moet dit vandag eendag eintlik besef. So as jy nog nie in 'n verhouding is nie, is dit nodig om dit te besef. As jy getroud is, wil ek sê, it's time to wake up. It's tyd om wakker te word. Dis harde werk en ons het nodig om die effort in te sit in ons huwelike. Nou, hierdie boodskap, hierdie reeks waarin ons is, relationship goals, moet ons besef dat niemand beplan om 'n slegte verhouding te hê nie, right? Ek dink nie enige van julle is intentioneel as dit kom by ek wil 'n slegte verhouding hê nie. Maar iewers along the way gebeur daar goed wat maak dat daar 'n bietjie nie lekker is in verhoudings nie. En dit kan 'n paar goed wees. Dit kan finansiële spanning wees. Dit kan pornografie in die huwelik wees. Dit kan oneerlikheid wees. Dit kan selfs net na jare se saam wees verwaarlosing van die huwelik wees. Gesonde verhoudings gebeur nie net toevallig nie. Dit vereis hierdie doelwitte wat ons vir ons uitsit. Hierdie relationship goals wat ons vir ons uitsit. Nou, ons het in die eerste week, ek dink hulle is daarop, het ons die 4 relationship goals, verhoudingsdoelwitte, wat ons gepraat oor om Christus gesentreerd te wees. Dat ons kyk baie keer en ons hoor hierdie gesegde van ek moet net die een kry, of ek het my een gekry, en is belangrik om te besef dat daar is nie so iets nie. God is een en jou spouse is 2. God moet altyd een wees. Dan leef ons 'n Christus gesentreerde lewe en 'n Christus gesentreerde huwelik. Die tweede ding is om mission driven te wees, is om al 2 partye dieselfde missie te hê, om in dieselfde rigting op pad te wees. Want ons kan 2 uiteenlopende mense wees, maar as ons dieselfde missie het, kan ons in dieselfde rigting op pad wees. As ons 2 aparte missies het, dan gaan ons uit mekaar uitdryf. En vandag, we're gonna be devil kicking. Die vorige week het almal dit baie loud saam met my gesê en been so geskop. So ek wil hê ons moet na hierdie element vandag kyk, en as jy jou Bybel het, kan jy vir my oopmaak. As jy jou foon het, kan jy jou Bybel daarop ook oopmaak. En ons gaan eers kyk na Efesiërs 6 vanaf vers 11 tot 12. En dit sê, laat ek die voorbeeld van soldate in 'n oorlog gebruik. Trek die klere aan wat God vir julle gegee het, om mee te veg, sodat die duiwel julle nie sommer om die eerste hoek en draai met al sy slim planne oorrompel nie. Een ding moet julle weet, daar is 'n oorlog aan die gang en ons veg ook daarin. Dis nie 'n oorlog teen gewone mense nie, ons moet teen die onsigbare geestelike magte van Satan veg. Hulle hou hulle sterk hier op aarde en doen bose dinge, maar kom eintlik van oral af. Sorg dat julle al die wapens reghou wat God vir julle gegee het, sodat wanneer die bose magte op julle toesak, julle nie 'n duim
vir hulle hoef terug te tree nie. Met al sy aanvalle en dinge sal die duiwel net mooi niks aan julle kan doen nie. Julle sal wenners wees. Nou, ek is seker jy het al iewers die wapenrusting van God gehoor en dit gelees. En dit is so belangrik dat wanneer ons in 'n verhouding staan, wanneer ons in die huwelik is, dat ons daagliks die wapenrusting van God sal aantrek. Self die regte equipment gee om mee te fight. Nou, hierdie is baie belangrik. Ek wil nou nie elmboë sien hierso vanoggend nie, maar jou huweliksmaat is nie jou vyand nie. Jou huweliksmaat is die een wat saam met jou moet veg. En ek dink ons vergeet dit. Dis die een wat saam met jou moet veg. Nou, ons veg saam teen die geestelike duisternis. Ons fight nie mense nie, ons fight nie mekaar as koppel nie. Nou, die vyand wil kom, en hy wil kom, van die begin af wil hy kom, en hy wil kom verdeel, en hy wil kom verskeer, en hy wil kom vernietig. En ek wil vir jou sê, selfs as jy hier sit en jy's single, ek wil vir jou sê dat die duiwel wil dit kom doen van dag 1 af nog voor jy in 'n verhouding is. Want die huwelik is deur God ingestel. Is deur God gemaak. Dit gee vir God joy. As twee mense bymekaar kom, saam in lyn met hom is, en die duiwel like dit nie. Die duiwel wil dit kom destrooi van dag 1 af. En hy sal alles in sy vermoë doen om in te kom, en te kom steel, en te kom verwoes. Elke ding wat God lief het, wil die duiwel kom aanval en afbreek. As jy dink jou eie huis, jou persoonlike huis waarin jy bly, as dit kom by jou veiligheid, dan doen ons alles in ons vermoë wat ons kan om die plek veilig te kry. Groot spotlights buite op, beams op, alarmsisteme, almal piu, wat ook al ons kan, om die plek veilig te hou. Maar net so is dit belangrik dat ons huwelike beskerm. Om alles wat ons kan moontlik te doen, sodat ons huwelike kan veilig wees. Sodat die duiwel nie kan kom en dit kom aanval nie. 1 Petrus 5 vers 8 sê, in die geestelike stryd moet julle op en wakker wees. Julle het 'n gevaarlike vyand, is die duiwel. Hy loop rond soos 'n hongerleeu wat iemand, of in hakkies vandag jou huwelik, soek om te verskeer. As hy julle aanval, moet julle met julle geloof in die Here terugveg. Nie toelaat dat hy kom en dat hy kom steel en verwoes nie. Die tweede ding is, daar's twee maniere waarop die duiwel verhoudings wil kom aanval. Die eerste ding is, hy kom doen dit met afleidings. En ons sien voorbeelde daarvan in die Bybel. Ons sien Eva was gedistrakt deur die slang. Ons sien Salomo het behep geraak met mense en van God vergeet. Ons sien Judas was opgesweep met geld gewees en daar was afleidings wat sy aandag kom aftrek het. Julle ken seker die liedjie klein jakkelsies van Chris Chameleon, nie? Nou, daar's hierdie ding wat insneek in verhouding. Hierdie klein jakkelsies, hierdie goed wat krap en irriteer en hedendaagse klein jakkelsies wat kom krap, is goed soos vergelyking. En veral as ons social media dophou, dan is vergelyking 'n groot ding. Want ons sien iets wat nie noodwendig die waarheid is of die realiteit is nie, maar ons wil tog net so wees. Of ons wil tog net so lyk. Die ander ding is kritiek. Ons kry kritiek en dit trek ons aandag af van dit waarmee ons moet besig wees. Klein irritasies. Hoe ry jy? Ek neem aan julle almal het so 'n passasierdrywer wat saam praat, harder as die GPS. Daai goedjies irriteer. Dalk kou jy net te hard as jy eet en dit irriteer die een langs jou grensloos. Of dalk net die manier hoe jy asemhaal.
Dalk is dit geldstryery. Dalk is dit iets van om beheer te hê. Of dalk is dit om passief te wees. Of dalk het dan net hierdie emosionele afstand begin plaasvind. Ek wil vir jou sê, klein dingetjies, klein jakkelsies, veroorsaak groot skeiding. Die tweede ding is verleidings. Nou hier is die ding, vir die van julle wat die vorige weke hier was, het ek gesê, nooi iemand kerk toe, die pastoor gaan oor seks in die kerk praat, so hier is dit nou. So, seksuele versoeking vernietig vertroue en intimiteit. Ek wil gou stil staan by die singles. Ek wil vir jou nou sê, seksuele sonde kan jou huwelik vernietig nog voor dit begin het. Die Here het jou gemaak, sodat jy met een persoon in die huwelik sal tree, en saam met daai persoon nader aan God groei, en intiem wees. Dit is nie bedoel vir voor die huwelik nie. Jy kan jou huwelik opneek, nog voor hy begin het. 60% van egskeidings sien ons dat pornografie word as die hooffaktor gesien dat mense skei. Al hierdie verleidings kom en dit kom steel en kom verwoes dit wat God wil instel as 'n covenant met hom. Efesiërs 5:3 sê, onthou julle behoort aan God. Daarom mag julle nie eens daaraan dink om seksueel verkeerde dinge van watter aard ook al te doen om van gierigheid oor te loop nie. Ek het vir jou 'n paar voorbeelde van versoeking wat die duiwel kom gebruik. Een is pornografie, is hoog op die lys. Is iets waarmee baie mense sukkel. Iets wat dalk in ons lewens, in ons huise normaal geword het, is om movies te kyk met sexual scenes in. En dit raak al hoe meer normaal om dit net te kyk. Dalk is dit onvanpaste gesprekke wat ons het. Vuil grappies tussen die pelle is mos lekker. Of dalk is dit foto's op social media wat ons kyk. Of dalk is dit iets wat dalk lig en onskuldig begin by die werk, 'n flirtasie hier, en jou man of jou vrou is by die huis. En die duiwel kom en hy kom gebruik hierdie verleidings. Ek wil vir jou vandag sê, moenie die deur vir verleidings in jou lewe oopmaak nie. Hou daai deur toe. As enige van daai goed vir jou 'n stumbling block is, 'n struikelblok en jy voel hierdie goed wil begin infiltreer in jou lewe en kom steel by dit wat God in jou lewe wil doen, maak die deur toe. Trek die lyn, moenie gamble met daai goed nie. Spreuke 4 vers 14 tot 15 sê, moet tog nie so slegte moet tog nie so slegte mense leef of soos hulle raak nie. Bly uit hulle pad uit. Draai weg van hulle en loop jou eie pad. Hulle kan mos nie vanaand slaap as hulle nie eers iets verkeerds gedoen het nie. Hulle lê wakker as hulle nie iemand vernietig het nie. Het is belangrik dat ons onsself in goeie geselskap hou. Ouens wat saam met ons die Here dien. Ouens wat die pad saam met ons stap. Ouens wat ons accountable hou wanneer die duiwel wil kom met afleidings en versoekings om ons lewens te kom verwoes. Die derde deel is vir jou praktiese veiligheidsmaatreëls in jou verhouding. En singles, vat nou al notes. Het is belangrik om hierdie in plek te sit vir die dag wanneer jy in 'n huwelik tree. Beperk aanlyn selfoon toegang waar jy kwesbaar is. As daar sekere plekke is wat jy voel die duiwel jou wil kom tempt en jy wil kom aanval, blok daai platform. Maak seker jy kan nie inkom by daai deel nie. Stel duidelike grense vir teenoorgestelde geslag vriendskappe. Dit is baie belangrik.
Julle ken die woord chemistry? Chemistry gebeur net so. Chemistry kan gebeur met iemand wat dalk nie noodwendig vir jou al ooit mooi was of oulik was nie, maar net eendag het jou vrou nie vir jou geluister of jou man nie vir jou geluister nie, maar die een by die kantoor doen. En boem, daar's chemistry. Wees versigtig vir teenoorgestelde geslag vriendskappe of om alleen in sulke geselskappe te wees. Kanselleerplatforms, sosiale platforms op jou foon as jy weet dit is besig om jou te laat struikel. Ek het 2 mense in my lewe wat versoek geword het, ek sê geword het, deur die tipe van dinge. Hulle het vir my hulle fone gegee, ons het passwords opgestel, ons het die parental settings op hulle foon gesit, en elke keer as hulle besluit, dit is nou tyd om af te dwaal, dan kry ek 'n notification. Dan kan ek net sê, hey, Chommy, is jy okay? Stel vir jouself boundaries. Kry ouens wat jou accountable hou, dat die duiwel nie kom steel nie. Waarom versoeking môre eers beveg, as jy dit vandag al uit jou lewe uit kan verwyder? Ek wil iets sê wat ek dink baie van ons nie wil hoor nie, maar sonde is lekker. En ek dink baie keer sit ons met hierdie goed in ons lewens, en ons wil dit nie opgee nie. Maar die duiwel kom, en hy gebruik dit in jou lewe om te steel, om te verskeer, om te verwoes. Raak ontslae daarvan. 1 Korintiërs 10 vers 12 tot 13 sê, aan die selfversekerdes sê hy, pas op, dat jy nie val nie. En hy sê aan die hopeloses, as jy dalk geval het, as jy gesondig het, as jy 'n fout gemaak het, dan kom hy en hy sê, maar God sal vir jou 'n uitweg gee. Nie hopeloos wees nie. Dis nie verby nie. Die Here het gekom, hy het vir jou kom sterf van die kruis, hy het jou sonde kom vergewe. Dis nodig dat jy reg maak met hom. Daar's nog steeds iets mooi vir jou in jou toekoms, in jou huwelik. Dis nie te laat nie. Jy het nie nodig om hopeloos te wees nie. God kan dit kom regmaak, kom restoreer. Nou vir die getroude paartjies hierso, het ek 'n vraag. Wel, eintlik 'n vraag wat ek wil hê dat julle vir mekaar moet vra. Waar is ons tans die kwesbaarste vir 'n geestelike aanval? En julle kan dit by die huis gaan doen. Dalk is dit tyd om net bietjie terug te gaan en gaan check. Waar is die dele in ons lewens waar ons nie op dieselfde bladsy is nie, waar ons nie in dieselfde rigting op pad is nie? Waar is die duiwel besig om in te kom en te kom steel? Waar het ons nodig om adjustments te maak in ons huwelik? Dat ons weer op die regte plek kom. Ons het in die eerste week gesê, geestelike gewoontes wat jou huwelik kan opbou. 1 is bid daagliks saam. Vat jou spouse se hand en bid saam met hulle. Dit hoef nie 2 ure intersessie te wees nie. 30 sekondes, begin net dat daar 'n gewoonte establish in jou huis, dat ons saam bid. Hou dit eenvoudig. Bid vir die dag, maar bid saam. Lees skrif saam. Bely God se woord saam. Dalk is dit nodig om net 'n paar versies wat julle twee saam oor julle lewe wil spreek, iewers neer te sit. En net te sê, geen wapen wat teen ons gevorm is, sal voorspoedig wees nie. Of hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Vir ons is meer as oorwinnaars. Wat ook al dit mag wees wat julle wil spreek oor julle as huishouding, sit dit vir julle eenkant en spreek God se woord oor julle huwelik. Ongetroudes, jy kan nou al begin bid vir jou huweliksmaat.
Jy kan nou al begin intree dat die Here vir jou die regte een sal gee. Die een wat in dieselfde rigting as jy stap. Ek wil gou pause, ek het dit laasweek gesê. As ons kyk na 'n God-gesentreerde huwelik, begin dit by jou fokus moet op God wees. En nou en dan tel jy jou kop op en kyk wie saam met jou in dieselfde rigting op pad. Dan gaan jy ontdek wie saam met jou die pad moet stap. Iemand wat ook besig is om Christus te soek. Wanneer ons dalk op 'n plek kom waar een van die partye ophou fight het vir die huwelik, wil ek eers met die vrouens praat. As jy dalk die een is wat fight, wil ek vir jou kom sê, weerstaan kritiek en verbittering. Weerstaan dit om te skinder. Verander jou frustrasies in gebede in. Spreek lewe oor jou huwelik en nie dood nie. En beklemtoon Christus se werk in jou man. Sê ek glo in die Christus wat in jou is. Manne, ek wil vir jou sê, staan op en lei jou gesin. Lei jou huwelik. Tot hierdie ding gebeur waar manne slapgat geraak het. Sorry vir my taal. Maar manne vat nie voor en lei hulle gesinne geestelik nie. En dan wonder ons hoekom die goed uit mekaar uitval. God het dit so bedoel, dat die manne die geestelike autoriteit in die huis is. Manne, neem gebed, inisiatief. Moenie dat jou vrou vir jou vra, kan nie gou saam met my bid vir iets nie. Wees die inisiatief vir gebedstye in julle huis. Wees die inisiatief, die initieerder vir ons gaan vandag kerk toe saam as gesin. Wees die een wat opstaan en sê, ons huwelik is in die moeilikheid, ons moet vir berading gaan. Manne, staan op vir jou huwelik. Ek dink ons sê baie keer as manne, ons sal sterf vir ons gesinne. Ek dink God vra dat jy begin lewe vir jou gesin. Dat jy nie dood daar op die bank lê en niks doen vir jou gesin. Kom in lyn met God se woord en lei jou gesin. Ek beloof jou, jy gaan 'n verskil sien. Ek beloof jou, julle gaan in dieselfde rigting begin leef. En op pad wees. Ons almal soek tog 'n voorbeeld van 'n ware paartjie. Iets mooi, iets waarna ons kan opkyk. En dalk is daar iewers 'n paartjie, iets waarna jy kyk en jy sê, "Jesus, maar hierdie is mooi. Hierdie is my relationship goals." Maar ek wil vir jou sê, in elke huwelik is daar 'n storie. Daar's iewers 'n tweede huwelik. Daar's iewers maar nog steeds finansiële stryd wat aangaan. Daar's iewers maar nog steeds fisiese aanvalle wat plaasvind. Daar's nog steeds kritiek iewerste en mense wat goed sê. Daar's huweliksuitdagings. Ons het nodig om saam te besluit. Die duiwel, nie vandag nie, nie in my huis nie, en nie my kinders nie. We're gonna be devil kicking. Ons gaan nie die duiwel vatplek in ons huwelik gee nie. Sit gou vir my daai eerste slide op. Because we're gonna be daai verhoudingsdoelwitte. We're gonna be Christ-centered. We're gonna be mission-driven. We're gonna be devil-kicking. Soos wat die Here dit bedoel het. We're gonna be covenant-keeping. Dis hoe Christus dit bedoel het.
Ek eindig af. Verhoudings vereis harde werk. Dit vereis gereelde gebed. Dit vereis bekering. Dit vereis vergifnis. Een, vergifnis aan God vir goed wat ons dalk doen, wat uit lynheid is, maar vergifnis teenoor mekaar vir die kere wat ons nie in dieselfde rigting op pad is nie. Dit verg baie harde werk. Is die moeite werd. Dit verg afhanklikheid van die Heilige Gees. Maar oorwinning in jou huwelik is moontlik. Want hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Daar waar jy sit, wil jy nie jou oë toemaak. En ek wil vir jou sê, God roep jou. Die vyand wil kom en hy wil jou kom aflei. Hy wil jou kom mislei. Maar Jesus het gekom, die sondelose seun van God, is gekruisig en hy het opgestaan, sodat jy kan vry wees. Sodat jy kan vry wees van al hierdie dinge wat die duiwel wil kom doen in jou lewe. Enige iemand, ek wil vanoggend sê met die klem op enige iemand, wat hom aanroep, word vergewe en word nuut gemaak. So daar waar jy sit, as jy sê dalk het ek persoonlik net nodig om weer reg te maak met die Here, of dalk het jy nodig om reg te maak in jou huwelik, of reg te maak vir jou toekomstige huwelik, wil jy nie net vanoggend daar sit, jy kan in jou eie woorde net iets eenvoudig bid, soos Vader, vergewe my sondes, kom maak my nuut, vul my met die Gees, sodat ek U kan volg. My lewe behoort aan U, ek gee alles vir U. Dankie vir die lewe wat U vir my kom gee het. In Jesus naam, amen. Wat ook al op jou hart is, kan jy bid. Here, dankie. Dat U nog steeds met ons besig is. Dat U ons nie gelos het nie. En dat U nie klaar is met ons nie. Dat U nog steeds meer vir ons in store het. Dat U nog steeds meer vir ons huwelike in store het. Vir ons toekomstige huwelike in store het. Here, help ons om Christus gesentreerd te wees. Om missie gedrewe te wees. Om devil kicking te wees, nie toe te laat dat die vyand kom steel en te kom verwoes in ons huwelike nie. En Here, dankie vir die covenant wat U kom bewerkstellig het. Dankie dat U vir ons 'n beter helfte kom gee het, een wat aan ons sy kan staan, wat saam met ons lewe kan doen. Here, help ons om in lyn te kom met die woord, om die woord daagliks te bestudeer, tyd in gebed te spandeer, sodat ons kan beweeg in die rigting wat U ons wil stuur, dat ons as koppels kan help om die koninkryk te bou. Here, mag U lig deur ons skyn. Mag ons koppels wees wat as ander na ons kyk, sê daai is relationship goals, want hulle Christus in ons huwelike sien. Spirit in Jesus naam. Amen.